Daar sê. Ek wil vra dat die woord vanaand saam met sal oopmaak by Openbaring hoofstuk 1. Ons gaan die eerste 8 verse saam lees en dan ook vers 19 en vers 20. En u is baie welkom dat wanneer ons so deur die boek Openbaring gaan werk, is u baie welkom om vrae te vra in die sin van u kan my in die week kontak en as daar iets is wat u graag wil weet, dan is u welkom om vrae te vra en al daai tipe goeders wat ek wil graag hê dat u regtig waar die boek Openbaring mooi sal verstaan. Nou kom ons lees saam uit die boek Openbaring vanaf vers 1 tot en met vers 8 en dan vers 19 en vers 20. Hy sê die openbaring van Jesus Christus, net om vir te sê, ons gebruik die ou vertaling waaruit ons lees, so as jy 'n nuwe vertaling het, mag die woorde so klein bietjie verskil, die sinsnede is. Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God, en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Johannes aan die 7 gemeentes van Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Vers 19 en 20. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as wat gaan gebeur, die verborgenheid van die 7 sterre, wat jy by regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Tot en met sover in die woord van die Here. Nou vanaand gaan ons inleidend ten opsigte van die boek Openbaring gaan, waar 'n mens dan nou juist kyk om te gaan sien dat Johannes, wat 'n besondere apostel was van die Here Jesus, wat dan hierdie boek geskryf het, en dit is al gesê dat hierdie boek is geskryf tussen die tydperk van 90 en 95 na Christus. En dit is dat Johannes toe op die eiland van Patmos was, en dat Johannes wat dan die laaste apostel was, wat dan oorgebly het, omdat hy dan nie die martelaars dood gesterf het, soos wat die ander apostels gesterf het nie, alhoewel hulle probeer het, waar het getuig is dat hy in 'n pot kookolie gegooi was, en daarin het hy nie gesterf nie, en toe het hy hom verban na die eiland van Patmos, waar hy dan hierdie geweldige openbaring gekry het, en dit is dan ook die boek Openbaring, wat ons dan lees. So Johannes, wat dan die skrywer is, wat ook die skrywer van die evangelie van Johannes is, en dat hy wat die laaste apostel is wat oorgebly het. Nou baie interessant, wil ek graag met u kom leer, en ek wil teksverse bymekaar bring, dat u kan verstaan waarom is sekere goed in die woord vir ons geleer. Nou u kan onthou dat die Here Jesus, toe hy opgestaan het en verskyn het aan die apostels, voordat hy opgevaar het na hemel toe, kom hy na Petrus, en hy vra vir Petrus hierdie vraag, het jy my lief? En so het hy 'n hele gesprek met die apostel Petrus gehad, en dan kom ons by hierdie gedeelte, waar Petrus toe op 'n stadium vir hom sê, maar Here, wat van hom? En dan lees in Johannes 21 vers 20 tot 24, Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan, dat daardie disipel nie sou sterwe nie,
En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie. Maar as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? En dit is dan daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. En dan lees jy in Openbaring 1 vers 1, dieselfde disipel wat geskryf het, kom skryf vir ons die openbaring van die Here Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Nou wat hierdie baie interessant maak dit was 'n profetiese woord wat die Here Jesus aan die apostel Johannes gebring het, en dat hy dan gesê het dat die apostel Johannes gaan dan die wederkoms van Christus gaan hy beleef. En dis hoekom hy dan hierdie woorde gesê het, dat hy bly totdat ek kom. En dit is nie dat hy fisies nou is nie, want dit beteken dat as hy nog sou geleef het tot en met vandag toe, is Johannes plus minus ongeveer 2000 jaar oud. Maar Johannes het wel gesterwe, maar die profetiese woord was oor hom uitgespreek gewees, dat hy sou die visioen, as ek so kan stel, die gesig, die openbaring sou hy verkry het, rakende die wederkoms. Nou ons moet terme ook reg verstaan, want juis omdat hy die woord dan hierso sê, waar hy dan praat in Johannes 1 vers 1, om te toon wat gou moet gebeur. En dit is hier waar die gou moet gebeur, wat baie keer vir mense misleidend is, veral in die tyd waarin ons leef, wat ons praat al van 2000 jaar later, min of meer ongeveer naaste my plus minus, en dit maak dat mense sal sê, maar wag so 'n bietjie, nou verstaan ons nie wat is gou moet gebeur nie. Maar dit is baie duidelik, want as jy juis gaan lees ten opsigte van Openbaring 1 vers 7, hy sê, kyk, hy kom met die wolke. En dit beteken, waarna verwys hy? Hy verwys dit wat gou moet gebeur, en dan verwys hy na die insident van wat gaan gebeur, dat hy gaan terugkeer met die wolke. En dan kan ons teruggaan na Handelinge toe, waar die apostels, waar hulle die hemelvaart van die Here Jesus beleef het, waar hy opgevaar het, en waar hy dan met die wolke weggevoer is, en toe sê die engele, soos julle hom sien gaan het, so sal hy weer terugkom. En dis baie duidelik dat die gou moet gebeur, is gebaseer rondom die wederkoms van die Here Jesus, die tweede koms van hom. Die eerste een het hy gekom as 'n diensknegt, maar dan die tweede een gaan hy kom as koning. Nou ek gaan sekere aspekte vir julle aanraak, maar ons gaan deur die boek Openbaring, sal ons in hierdie goed meer in detail later deurgaan. Maar kom ons kyk net eers inleidend rondom die boek Openbaring. Hy praat hier rondom die 7 gemeentes, die 7 engele, en dan is dit juis om te kan sê, waarom hierdie getalle? Want baie mense wil graag die simboliese betekenisse ook verstaan. Nou die getal 7, wat wys op die volmaakte getal. As ons dink dat die mens is die 6de dag geskape, en u gaan dit nogal later gaan dit baie interessant vind, ten opsigte van die menslike nommer ook. Want die mens is die 6de dag geskape, daar is 66 boeke in die Bybel, die merk van die mens of die merk van die dier is 666. Kan jy sien die 666, 666, hoe hy eskaleer en hoe dinge bymekaar kom. Maar dan wanneer ons praat van 7, dan is dit die verwysing na die volmaakte getal, 6 dae die Here geskape, die 7de dag het hy gerus, en so was die 7de dag dan 'n rusdag gewees, 'n Sabbatsdag gewees, waar die Here dan heeltyd gedien was, en so het die getal 7 dan sy posisie in plek gekry van betekenis, die volmaakte. En daarom praat hy van die 7 geeste, die 7 gemeentes, of die 7 kandelaars, wat wys op die lig, wat die gemeentes moet openbaar, en dan ook die 7 engele. Nou kom ons staan net gou 'n bietjie stil by die 7 geeste. In Openbaring 1 vers 4 lees ons, hy sê Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom, wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. Nou wanneer ons praat van die 7 geeste, ons praat in die kerk van een Vader,
een woord, een gees. En sê ons baie duidelik dat dit 'n drie-enige God is wat ons aanbid. Dis een God, drie persone. Die gees van God is nie verskillende geeste nie, dis een gees. So die vraag sal nou wees, maar waarna verwys dan hierdie geeste? En hierdie geeste verwys na die bediening van die Heilige Gees in volmaaktheid rakende die Here Jesus wat die hoof van die gemeente is. Die hoof van die kerk, die hoof van die liggaam van Christus. En daarom as ons praat van kerk, dan praat ons definitief van die evangelies gereformeerde kerk Sekunda, nie? Wanneer ons praat van kerk, dan praat ons van die universele kerk van Christus, die liggaam van Christus. Dat as jy gered is, as jy wederbaar is, dit wat die woord sê, dat as iemand weergebore is, dan sal hy die koninkryk van God ingaan. As hy nie weergebore is, sal hy die koninkryk van God nie ingaan nie. En daarom jou redding in die kerk, of die redding aan die liggaam van Christus, is nie afhangende van jou doop nie, is nie afhangende van geloofsbelijdenis nie, is nie afhangende van hoe goed jou Bybel ken nie, is nie afhangende van hoe godsdienstig jy is nie. Jy moet weergebore wees. Jy moet 'n hernuide liggaam of 'n hernuide hart van die Here ontvang en die Here moet jou lewend maak. En daardie lewend maak is wat jou 'n lid van die liggaam van Christus maak, van die kerk van Christus. En dis baie duidelik dat die Here Jesus die hoof van die liggaam is, die hoof van die kerk is, en daarom hierdie 7 dui op die volmaakte bediening van die Here Jesus. Jesaja 11 vers 1 tot 2 sê: maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaï. Wie was Isaï? Dawid se vader. En dan sê hy, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra, en op hom, en dan noem hy 7 bedieninge van die Heilige Gees. Ek wys nou 5, maar hy's uit 7 so. Julle ken daai verhaal van die ouetjie wat na die taaiplek toe gaan, toe sê hy, gee my 4 taaiers asseblief. En so 7 is so. So wat gebeur het is, nou sien ons baie duidelik, die bediening wat hier geopenbaar word, hy sê en op hom sal die Gees van die Here rus, wat wys op die salwing. En daarom sal jy verstaan dat toe die Here Jesus gedoop was, het die Heilige Gees op hom neergedaal, nie omdat hy tekort aan die Gees van God gehad het nie, nie omdat hy nie die Gees van God gehad het nie, maar die Gees van die Here het op hom neergedaal, om hom te salf vir die spesifieke bediening waarom hy mens geword het. En dan sien ons die verdere werking van die Heilige Gees in sy lewe, wat dan ook oorspoel na die liggaam van Christus, die kerk van Christus, die Gees van wysheid en verstand, 2 bedieninge. Die Gees van raad en sterkte, 2 bedieninge. Die Gees van kennis en van die vrees van die Here, 2 bedieninge. So hoeveel lees ons in totaal? Ons lees van 7 werkinge van die Heilige Gees rakende die Here Jesus. As ons kyk na die 7 gemeentes, in Openbaring 1 vers 11, lees ons hierdie wonderlike woorde waar hy sê, ek is die Alfa en Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efesië en Smyrna, na Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Nou hierdie gemeentes was spesifieke gemeentes wat bestaan het, maar hierdie gemeentes het vir ons ook 'n tydperk van aanduiding kom leer. En daarom dit dui die tydperk van die kerkdispensasie aan. En daarom wanneer ons na die kaart hier agter kyk, dan sal ons sien dat toe die Heilige Gees uitgestort is, waar die Here dit baie duidelik gesê het, dat die Gees sal oor julle uitgestort word, want hy was nog nie daar gewees nie. Beteken dit dat die Heilige Gees nog nooit op aarde was nie? Nee, die Heilige Gees was van die begin af op aarde gewees. Jy lees dit in Genesis, waar die Gees van God op die waters van die aarde gesweef het, en van daar af die skepping van die 6 dae en die 7de dag wat gerus het. So waarna hy die Here verwys toe hy gepraat het? Hy het gepraat van 'n spesifieke werking van die Heilige Gees wat dan op die mens sal plaasvind, en dit was by die stigting van die kerk, die geboorte van die kerk, wat dan vir ons wys dat dit wys op die kerkdispensasie, die kerktydperk,
'n genade tydperk. Dis hoekom Paulus dit vir ons sê, dat ons is nie meer onder die wet nie. Want solank as wat jy onder die wet is, leef jy in die Moseëse tydperk. Jy leef in die wettiese tydperk. Maar die Here Jesus het gekom om die wet te vervul, nie te ontbind of te verbreek nie, om dit te vervul, want die wet het gepraat van hom. En nou sien ons dat daar 'n spesifieke tyd is wat aangebreek het vir die mensdom, en dit word die kerkdispensasie genoem. Maar ons gaan dit baie duidelik sien, dat die kerkdispensasie het ook 'n einde op die aarde, want dis die kerk wat die liggaam van Christus is, dis die kerk wat die bruid van Christus genoem word, en sal ons sien dat die kerk net 'n sekere tydperk op aarde gaan wees, en sien ons dat hierdie word ook die 7 goue kandelaars genoem, wat dui op die lig van die wêreld, Openbaring 1 vers 20, wat ons gelees het. As ons kyk na die 7 engele, dan sien ons dat die engele beteken boodskappers. Daar is 2 sieninge rakende die engele. Dit verwys na die leier van die gemeente, omdat dit spesifieke gemeentes was. As ons gaan kyk na Openbaring 2 vers 1, wat ons kan lees, hy sê, skryf aan die engel van die gemeente in Efesië. Daar was 'n gemeente in Efesië se bestaan gewees, en sal dit dan die een siening wees, dat dit verwys na die leier, die boodskapper van daai gemeente. Maar die tweede siening is dat elke gemeente 'n beskermengel gehad het. Blaai gesaam met na Matteus 18 vers 10. Blaai gesaam met na Matteus 18 vers 10. Dan lees jy hierdie woorde, en jy lees dit ten opsigte van kindertjies. So, dis hoekom ek sê dat dit is 'n tweede siening wat dan aangehang word. In Matteus 18 vers 10 lees jy hierdie woord, hy sê, pas op, dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, want ek sê vir julle, dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader, wat in die hemele is. So, ons lees, letterlik verstaan ons die woord, letterlik verklaar ons die woord, dat kindertjies het hulle persoonlike engeltjies, of engele, dat ek nie 'n te klein vorm daarvan praat nie. En daarom is die tweede siening, dat elke gemeente 'n beskermengel kon gehad het. In Hebreërs 1 vers 7 lees ons hierdie woord, hy sê, van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuurvlamme. So die engele is dan boodskappers, wat dan 'n rol speel in die verkondiging van God se wil, God se soewereiniteit en God se woord. En daarom dat hy dan hierdie aspek praat van die 7 engele. Nou wanneer ons bietjie kyk na die woord Openbaring, die woord homself, dan beteken die woord Openbaring, dis die woord apokalipsis, wat beteken om aan almal bekend te maak. En dit is eintlik so mooi. Die Engelse woord is unveiling. En ek het nou probeer gaan kyk, maar wat is unveiling? Want ek weet 'n veil is 'n tipe van 'n gordyn. Nou unveiling beteken is iets wat hang en toemaak, wat dan oopgemaak word. En dit is interessant dat daar 'n spesifieke betekenis daaraan gekoppel word, want dit word genoem die onthulling vir eerste keer. En dit sou wees dat as daar byvoorbeeld 'n standbeeld opgerig sou word, dan sal die lap of die gordyn wat dan voor die standbeeld hang, sal dan vir die eerste keer afgehaal word, sodat die standbeeld vir die eerste keer geopenbaar word in die publiek. En so is dit dat die boek Openbaring 'n besondere eerste openbaring is van die kerk om te verstaan die pad wat die Here met ons wil stap. Nou wanneer ons kyk na die woord apokalipsis, daar is 'n betekenis rondom dit waar hy sê, "The apocalypse, the complete final destruction of a world as described in the biblical book of Revelation." En baie mense dink aan die vernietigende konsep van die woord apokalipsis.
Maar dit het baie meer as net dit doen. In Lukas 2 vers 32 lees ons die woord. Hy sê 'n lig tot verligting. Die woordjie verligting en dit wat ek daarso in highlights opgesit het, is die woord apokalipsis. 'n lig tot verligting, 'n lig tot openbaring van die nasies en tot heerlikheid van die volk Israel. In Galasiërs 1 vers 12, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring, 'n apokalips van Jesus Christus. In 2 Tessalonisense 1 vers 7 lees ons, hy sê aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring, in die apokalipsis van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele. Die openbaring vir 'n eerste keer wat in verskillende forme na vore kom. Die feit dat die Here Jesus mens geword het, gebore is, was vir die eerste keer 'n openbaring vir die mensdom gewees. En so sien ons dit, waar Paulus dan vir ons leer, wat hy rondom die evangelie verkry het, dat dit 'n openbaring is vir die eerste keer rakende verstaanbaarheid, rakende die Here Jesus en dit wat hy dan geleer het. Maar dan sien ons ook, ten opsigte van hierdie woord, omdat hierdie woord dan ook 'n openbaring is van die einde van die wêreld, word dit beskryf in 2 Petrus 3 vers 7. Hy sê, maar die teenswoordige hemel en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Nou ons weet dat toe met Noag, met die sonvloed wat plaasgevind het, die oorstroming, toe Noag uit die ark uit gegaan het die Here 'n reënboog daar gestel en gesê, ek sluit 'n verbond met julle, dat die wêreld nooit weer so sal vergaan nie. Maar hoe het hulle dan gedink gaan die wêreld dan verder vergaan? En daarom was hierdie 'n openbaring gewees vir die eerste keer wat Petrus eintlik dan vir ons leer, om te kan sê dat hierdie wêreld, hierdie aarde word as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. So hierdie aarde is deel van die ewige vuur beginsel. In Romeine 2 vers 5, maar eenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die apokalips, die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat ons dan later sal praat oor die wit troon oordeel, daar waar die oordeel van God gaan plaasvind oor die ongereddes, oor die persone wat dan se harte nie tot bekering gekom het nie. Romeine 8 vers 19, want die skepping wag met uithalsende verlange op die openbaring van die kinders van God. En wanneer sal daai openbaring wees? Dit sal dan ook wees ten opsigte rakende wanneer die Here gaan kom om sy bruid te kom haal, ten opsigte van daardie gebeurtenis wat die wêreld in 'n verbasing gaan wees, omdat daar skielik 'n klomp mense weggeraak het. Nou ons leef vandag in 'n tyd, en as jy nou praat van Amerika, dan praat hulle van Zone 51, wat hulle praat van die alien zone, en baie mense gaan die woord dalk wil versprei dat die aliens het mense kom haal. Selfs van die leuen wat hulle vertel het rondom die Here Jesus toe hy gekruisig is, en toe sy graf leeg is, toe hulle die soldate omgekoop om wat te sê? Iemand het hom gesteel. So iemand gaan mense kom steel op aarde. En daai boodskap glo ek gaan onder die wêreldlinge gaan gebeur. Maar luister gou mooi, die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Romeine 16 vers 25, aan hom wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring, die apokalips van die verborgenheid wat eeue lang verswyg is. 'n Verborgenheid. Niemand het dit geken nie, totdat dit vir die eerste keer onthul is.
sodat dit verstaan kan word. 1 Korintiërs 1 vers 7, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. En dit is wanneer ons praat rondom die wederkoms van Christus. Die openbaring van hom. In Daniël 1 vers 8 en Daniël 12 vers 4, en Daniël is 'n boek wat saam met die boek Openbaring bestudeer moet word, sodat jy op die einde van die dag 'n baie beter prentjie kan kry rakende die boek Daniël en die boek Openbaring. Maar jy lees 'n baie interessante vers in Daniël 12 vers 4. En luister 'n bietjie wat sê hierdie vers, want jy moet dit verstaan hoekom dit vir Daniël gesê was. Want ten spyte daarvan dat Daniël 'n geweldige profetiese boek is, wat geweldige openbaar het rondom die beeld van Nebukadneser, die tyd van die nasies wat aangebreek het, en dan ten opsigte van die opstanding wat dan gaan plaasvind wanneer die Here op die Olyfberg gaan verskyn, maar ook rondom dinge wat dan gaan gebeur, wat ons praat van die groot verdrukkingstydperk, ten opsigte van nasies wat gaan opstaan, koninkryke, die koning van die noorde, koning van die ooste, die koning van die suide, al daai tipe goeders, lees jy hierdie woorde. Hy sê, en jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Waarom sou die Here vir Daniël hierdie woord gegee het? Is 'n profesie nie dan gegee om geopenbaar te word? Is 'n profesie nie gegee om juis openbaring te bewerk, sodat verstaanbaarheid kan wees? En hier sê hy, hou dit verseël. Want hoekom? Want wat skryf, lees ons in Openbaring 22 vers 10. Hy sê, en hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Kyk wat sê hy vir Daniël? Hy sê, hou die boek verseël tot die tyd van die einde. Luister wat sê in Openbaring 22 vers 10? Hy sê, want die tyd is naby. So wat se tyd leef ek en jy vanaand? Die tyd van die einde. Die tyd van nabyheid. Nou wat is die verskil tussen Genesis en Openbaring? Wanneer ons juis kyk rondom die plasing van die twee boeke, weet ons Genesis is die begin, Openbaring die laaste boek van die Bybel. Genesis wys die begin van die mens in die tuin van Eden, sy woonplek. Openbaring wys die einde van die mens, sy finale woonplek, die hemel, of dan terwyl die hel vir die ongeredde. Genesis wys die lewe wat verloor is, toe die mens, toe Kain Abel doodgeslaan het, 'n mens wat die lewe wat verloor is. Openbaring wys die behoud van ewige lewe. Genesis wys die verdryf van die mens weg van die boom van die lewe. Openbaring wys die ewige uitwerking van die eet van die boom van die lewe. Skielik is die toegang daar herstel. Jy kan van die boom gaan eet van die lewe as jy dan in die hemel sal wees. Genesis wys die rebellie van die mens teen God. Openbaring wys die einde van alle rebellie. Openbaring 21 vers 8. Hy sê maar wat die vreesagtiges aangaan, die ongelowiges, die oreerders, die towenaars, al die leenaars, hulle deel is in die plek van die poel wat brand met vuur en swaal vir ewig. Die rebellie gaan tot 'n einde kom. Genesis wys die eerste moord van die mens. Openbaring beloof dat geen moord meer sal plaasvind. Genesis openbaar die werk van Satan. Openbaring openbaar die einde van Satan en sy werk. En dit is wat die boek Openbaring kosbaar maak. Veral as ons by Openbaring 12 gaan kom, waar jy so bietjie 'n breek gaan kry, maar Openbaring 12 is 'n belangrike hoofstuk in die boek Openbaring. Genesis gee die belofte van verlossing. Openbaring openbaar die totale verlossing. En daarom gaan dit oor Jesus wat weer kom. Johannes 14 vers 2 en 3 sê vir ons hierdie woorde,
dit wat elke jaar gepredik word, wanneer ons praat van die hemelvaart van die Here Jesus, wanneer ons die hemelvaart herdenk, dan word hierdie gedeeltes aangehaal. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. In Handelinge 1 vers 11 sien ons hoe dit geleer word. Hy sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Matteus 24 vers 30. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel, met groot krag en heerlikheid. Matteus 26 vers 64. Jesus antwoord hom, U het dit gesê, maar ek sê vir u almal, van nou af sal jy die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God, en kom op die wolke van die hemel. Wanneer gaan hy kom? Wanneer die plek voorberei is. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En daarom sien ons dat die boek Openbaring gaan oor die koms van die Here Jesus. Maar voor hy kom, dis waar ons nou belangrikheid moet ervaar. Voor hy kom, is daar tekens wat die woord ons kom leer wat daarop dui. In Lukas 21 vers 11. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pestsiektes, en daar sal verskillende dinge en groot tekens van die hemel kom. As ons net dink aan die laaste aardbewing wat daar sal, as ek reg is, in Suid-Amerika was. As ons dink aan die media wat tot ons beskikking vandag is, hoe jy op die media reg oor die wêreld die aardbewings kan volg. Lukas 21 vers 25. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun. En daarom beleef ons definitief van hierdie dinge alreeds. As ons dink aan tsunamies, wanneer see en branders dreun. As ons dink aan tsunamies, hoeveel mense al hulle lewens verloor het in tsunamies. As ons gaan kyk in ons eie land, jy het gedink jy is veilig in Suid-Afrika, maar gaan net nou 'n bietjie suidkus en dan gaan kyk jy hoe lyk daai strande wat bietjie verspoel het daarso. So ons beleef natuurfratse. Ons beleef tekens wat vir ons daarop laat let wat dat ons in die eindtye is. Kom ons blaai bietjie saam en ek wil hê saam met blaai na 1 Timoteus 4. Blaai saam met na 1 Timoteus 4. Timoteus 4 vers 1 tot 5. En ek gaan net hierdie verse deurgaan want ek wil net hê jy moet dit alles bymekaar sit. Sodat jy kan verstaan waarom die boek Openbaring 'n baie belangrike boek is. 1 Timoteus 4 vers 1 tot 5. Hy sê maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Dit is interessant, baie skrikwekkend eintlik. Maar as 'n mens dink byvoorbeeld aan predikers vandag in kerke, dan mense kan nie vandag meer die onderskeid maak tussen 'n Bybelse prediker en 'n voorspoedige, as ek dit so kan stel, sielkundige prediker. Mense sukkel om die onderskeid te maak rondom daardie aspekte. Deur die gefeinsheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het, om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. As ons dink veral in vandag se tyd, dan dink ons spesifiek aan die mense wat nie vleis wil eet nie. Ek is so bly oor my T-bone, wat vir my so lekker is, en 'n stukkie chops. Want alles wat deur God geskaap is goed, en niks is verwerplik, as dit met danksegging ontvang word nie. Daarom bid ons oor ons kos, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. Blaai gesaam met na 2 Timoteus 3. 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 1 tot 5.
Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. En ek wil net vanaand dit net vandag sê, daar is predikers, wat vir mense vandag preek en sê, dit sal beter word. Dit gaan nie beter word in die wêreld. Die Here kan jou seën in moeilike tye, maar dit beteken nie die wêreld word beter. En daarom sê hy baie duidelik, daar sal in die swaar tye kom in die laaste dae. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. Blaai gaan saam na 2 Petrus. 2 Petrus, hoofstuk 3. Petrus hoofstuk 3 vanaf vers 3 tot en met vers 9. Hy sê dit moet julle veral weet dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vanaf die Vaders ontslaap het, bly alles soos dit was in die begin van die skepping af. Wat moetswillig vergeet het dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deurwater ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom en vergaan het. Maar die eerswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan, die geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die beloftes soos om vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. En dan in vers 10 begin waar hy sê, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. En ek wil net hê jy moet net ietsie raak sien by 2 Petrus 3. Die konteks waarin Petrus dit skryf, dat een dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Ons sal vorentoe by die boodskappe, sal ons dit net aanraak. En dan die laaste een is 1 Johannes 2 vers 18. Luister 'n bietjie wat sê Johannes. Johannes wat die boek Openbaring ook vir ons geskryf het. Maar kyk wat sê hy nou hierso in 1 Johannes 2 vers 18. Hy sê, kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. En hy verwys spesifiek hier na 'n persoon. Die gees van die persoon is al in die werk, maar hy verwys dat daar 'n persoon gaan wees wat gaan opstaan, en ons gaan dit vorentoe sien op Openbaring, en hy word die antichrist genoem. Maar hy sê dis die laaste uur. Nou Johannes se uur is nou al so 2000 jaar. En dis hoekom mense langs die pad nie meer die wederkomsboodskap verstaan nie. Want mense dink as dit die laaste uur is, dan kyk hulle 'n horlosie. Maar 'n uur is mos nou verby. 2 ure is verby. 1 week is verby. 1 maand is verby. 1 jaar is verby. En so is daar baie jare verby is, en so verstaan mense nie wat die woord ons wil leer nie. Die boek Openbaring word opgedeel in verskillende afdelings. In hoofstuk 1 vind ons die finale openbaring van die toekoms. In Openbaring 1 vers 1 lees ons van 4 persone wat teenwoordig is, die Vader, Jesus Christus, die engel en Johannes, die Vader in Handeling 1 vers 7, en hy antwoord hulle, dit kom julle toe om die tye en geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het. En ek wil net vandag dit net wil sê, dat die Vader is die een wat dan die toekoms vasgemaak het. Maar baie mense gaan na my standpunt uit, en dan sê hulle vir jou, dat Jesus kan nie God wees nie.
Want hulle gebruik juis hierdie vers om te wil verduidelik waarom Jesus nie God is nie, want hy sê net die Vader weet, niemand anders weet nie. Dit kom julle nie, net die Vader weet wat hy deur sy eie mag bepaal het. En dan sê hulle omdat die Here Jesus dit nie weet nie, kan hy nie God wees nie. Jesus het nie hier gepraat in sy godheid nie. Hy het hier gepraat in sy mensheid. Jy moet die onderskeid maak wanneer hy in sy godheid optree en wanneer hy in sy menslikheid optree. En daarom die boodskap wat hy oordra, is dat uit die mense verstand, uit die mens wat geskape is, selfs die engele wat geskape is, weet die dag en die tyd van die geleentheid nie. Want dit is nie God nie, net God weet. Jesus in sy godheid het dit geweet. Maar Jesus in sy mensheid het dit nie geweet nie. Dis baie belangrik. En dan vind ons die persoon Jesus Christus, wat dan hier die bewerker van die wil van die Vader is. In Matteus 16 vers 27. Hy sê, want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. En dan sien ons die engel, wat dan vir ons in Openbaring 1 vers 1 gebring word. En die engel verteenwoordig die bonatuurlike magte, wat onderwerp is aan die wil van die Vader. In Matteus 25 vers 41 lees ons, hy sê, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. En daarom sien ons dat die engele staan dan voor vir die bonatuurlike magte wat onderwerp is aan die wil van die Vader. So moet nou nie daarso dink dat die engel van Openbaring 1 vers 1 die engele is wat in die hel gewerk gaan word nie. Dis net om vir u te wys dat die hel wat te doen het met bonatuurlike magte, wat selfs onderwerp is aan die Vader, dat dit daardeur vir ons geopenbaar word. En dan Johannes, wat die verteenwoordiger van die kerk is, wat 'n rol speel in die wil van die Vader. Johannes, Openbaring 1 vers 9, ek Johannes, julle broeder, en deelgenote in die verdrukking en in die koninkryk en die lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God, om die getuienis van Jesus Christus. Hoofstuk 2 en 3 gaan oor die kerkdispensasie op aarde. En daarom is dit die briewe wat jy dan gaan lees van hoofstuk 2 en 3, wat aan die kerk gerig, aan die 7 gemeentes gerig is, en dat ons glo dat ons in die laaste tydperk van die dispensasie van die gemeente Laodicense of Laodicea, dat ons in daai tydperk leef, 'n tydperk van louheid, waar die woord vir ons sê, omdat jy nie warm is nie, omdat jy nie koud is nie, maar omdat jy lou is. Ons sit met so baie mense, een voet in die kerk, een voet in die wêreld. Hulle is lou, en daarom glo ons dat ons leef in die laaste tydvlak van die gemeentedispensasie, wat dan deur die gemeente Laodicea vir ons geopenbaar word. Maar dan vind ons hoofstuk 4 en 5, wat gaan oor die kerk in die lig. En dit is dan wanneer ons praat van die wegraping. Ek gaan die wegraping vir u baie mooi verduidelik, dat u kan verstaan, dit is nie 'n valse lering wat nie uit die woord uitkom nie. Dit gaan ek vir u alles uit die woord uit leer. Ek gaan nie ideologie aan jou openbaar nie. Ek gaan die woord aan jou openbaar. Waar hy baie duidelik vir ons sê in 1 Tessalonisense 4 vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. En dan hoofstuk 6 tot en met vers 18 gaan dan oor 'n vasgestelde tyd van verdrukking op aarde, juis van Openbaring 6 af, waar jy lees ten opsigte van die 7 seels, wat dan oopgemaak word, die 7 basyne, die 7 skale, wat dan gaan oor 'n baie moeilike tydperk, wat op aarde gevestig gaan wees, gebeurtenisse wat gaan plaasvind. En dan lees ons in Matteus 24 vers 21 tot 22 hierdie woord, hy sê, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het, en ook nooit sal wees nie.
Dit beteken dis 'n vasgestelde tyd wat op aarde gaan geskied. Dit gaan gebeur en dit gaan nooit weer in die geskiedenis of in die toekoms van die, of kom ons sê die toekoms van die mens gaan dit plaasvind nie. En dan sê hy hierdie woorde, en luister mooi wat sê hy hierso. Daar waar hy sê, en as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Wie is die uitverkorenes? Die volk Israel. En daarom die groot verdrukking tydperk wat ons van praat, is 'n tydperk wat spesifiek gaan oor die herstel van Israel. As jy die Ou Testament lees en jy lees die profesie in die Ou Testament, sal jy baie duidelik lees, daar's soveel profesieë wat sê, hulle sal terugkeer na Jerusalem toe, selfs die nasies sal opgaan na Jerusalem toe, na die Sion toe, om die Here te gaan aanbid. Maar dit gaan oor die herstel van Israel. Nou, hoekom is dit nodig? Want die tydperk van die kerkdispensasie wat bestaan hoofsaaklik uit die heidene uit, is weggeneem. En daarom gaan die Here dan weer toespits op die herstel van Israel. Dit gaan definitief die nasies in daai tydperk beïnvloed. Moenie dink die nasies gaan nie beïnvloed word nie, maar dit gaan spesifiek oor die uitverkorenes, die volk Israel. En dit is waar een van die krisisse inkom. Want mense wil vandag in die kerk vir jou sê, die kerk alleen is nou die uitverkorenes. Israel bestaan nie meer, die kerk is die vervanging van Israel. Die kerk is nie die vervanging van Israel nie. Ons leef in 'n unieke tyd van die kerk, 'n unieke dispensasie. En dan hoofstuk 19 gaan oor Christus wat verskyn op die Olyfberg. En ek wil hê jy moet let, en ek gaan gou vir julle die verskil wys. Hy sê in Sagaria 14 vers 4, en onthou net een ding, die Ou Testament het ook die koms van die Here geprofeteer. Hulle het sy geboorte geprofeteer, en hulle het sy koningskap geprofeteer. En die koningskap gaan oor sy wederkoms. Dis waaroor dit gaan. Dis kom ons praat van die wederkoms. Nou sê Sagaria 14 vers 4 die woorde. Hy sê, en in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê. Luister mooi. Hy sê die Here, die Ou Testament profeteer, hy gaan aarde toe kom en hy gaan sy voete op die Olyfberg neersit. Wanneer gaan hy aarde toe kom? Dis sy tweede koms. Die eerste koms het hy gekom as 'n babietjie. Hy het gekom as iemand wat gebore is, iemand wat opgegroei het na 'n volwasse man. Hy het gekom om te sterf. Hy's opgeneem hemel toe, maar dan gaan hy kom en hy gaan sy voete op die Olyfberg sit, wat dan die profesie in die Ou Testament is rakende sy wederkoms. Nou kyk gou die verskil. En daarom sê ons, as jy dit nie raak sien nie. Die Ou Testament sê, en in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg. Waar is die Olyfberg? In die hemel. In die lug. Nie is op aarde. Dis in Jerusalem. Dis by Jerusalem. Maar kyk gou wat is die verskil tussen Sagaria 14 vers 4 en 1 Tessalonisense 4 vers 17. Daarna sal ons aan die eeuwigheid saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet. Waar is die Here daar? Op aarde. Nie, hy is in die lug. En daarom sien ons twee verskillende beskrywings. Praat ons dan van 'n tweede en 'n derde wederkoms? Nee. Ons praat net van een wederkoms. Maar ons praat van twee fases van die wederkoms. Die kerk se wederkoms met die wegraping is die eerste fase van die wederkoms. En dan wanneer die Here gaan verskyn vir die uitverkorenes op die Olyfberg, sodat Israel herstel kan word, is die tweede fase van die wederkoms. Ons glo net in een wederkoms. Ons glo nie in twee wederkomste nie. Een wederkoms. Die een gaan plaasvind in die lig, waar die kerk weggeneem word, en die ander een gaan wees wanneer die Here Jesus op die Olyfberg gaan verskyn, en dan sê ons die woorde, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gespreid word, van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte na die suide. Het dit al gebeur? Nee, dit het nog nie gebeur nie. Dit lê in die toekoms. En daarom, wanneer ons juis kyk, ek
wil net hierso, vanaf hoofstuk 19, die Christus wat verskyn op die Olyfberg, in hoofstuk 20 lees ons dan van die 1000-jarige vrederyk, die wit troon en die wit troon-oordeel. Die vraag is dit 'n letterlike tyd of is dit 'n geestelike tyd? En daarom gaan ons hierdie vir u verduidelik, ons aanvaar dit as 'n letterlike tyd en nie 'n geestelike tyd nie. As ons juist gaan kyk, en ek wil hê met saam met blaai na Jesaja 11 toe. Blaai gesaam met my na Jesaja 11 toe. En ek wil graag hê jy moet ietsie raak sien by Jesaja 11. Ons het in die begin van Jesaja het ons gelees, Jesaja 11 het ons gelees van die 7voudige bediening van die Heilige Gees wat op die Here Jesus is. Die profesie van Christus se eerste en se tweede koms word in hierdie hoofstuk vir ons geleer. Kom ons lees dit Jesaja 11 vers 1 en 2 dat jy net die agtergrond kry. Hy sê maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. En op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte en die Gees van kennis en die Gees van die Here. Nou dit gaan oor sy eerste koms, want dit gaan oor sy bediening wat hy op aarde volbring het. Maar dan lees jy iets baie interessant. Kom ons lees verder vanaf vers 3. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here. En hy sal nie reg spreek na wat sy oë sien nie, oordeel na wat sy ore hoor nie. Maar in die armes sal hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. Is dit wat heidaglik in ons tyd gebeur? Dan sê ons nee. Wat in ons tyd gebeur is die genade van die Here wat beleef word. Hierdie word verwys na wanneer hy gaan kom en hy gaan rekenskap bewerk teenoor hulle wat goddeloos bly. En dit gaan dan plaasvind wanneer hy dan op die Olyfberg gaan verskyn waar hy skeiding gemaak van die skaap en die boknasie, Matteus 25. En nou sê hy juis hierso. En geregtigheid sal die gordel van sy lenden en trou die gordel van sy heupe wees. En kyk wat gebeur nadat hy dan nou kom om met die goddelose af te reken. Nadat hy nou kom om regspraak te doen. So dit beteken daar gaan skielik 'n verandering op aarde geskied. Nou kyk wat sê vers 6. Hy sê dan wy die wolf by die lam. Nou wat is 'n wolf se hoofdis? Dis 'n lammie. Hier wy hulle saam. Hy sê en die luiperd gaan lê by die bokkie. En die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar. Dis my so mooi hoe hy uitdruk die vetgemaakte vee. Want ek dink so as 'n leeu sien hoe lekker vet hierdie diere is, hierdie prooi van hom is. Dink jy hy gaan nou net los? Natuurlik gaan hy bietjie wil tande inslaan. En dan sê hy die woorde, en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Die seentjie sal nie eens bang wees vir die wolf nie. Die seentjie sal nie eens bang wees vir die leeu nie. Want hoekom nie? Kom ons lees verder. Hy sê die koei en die beer rin wy en hulle kleintjies lê by mekaar en die leeu eet strooi soos die os. Wat is 'n leeu se hoofdis vandag? Strooi. Gras. Nee, is vleis. Hy's 'n karnivoor. Maar in hierdie tyd gaan sy stelsel verander. Hy gaan van karnivoor oorbeweeg na 'n herbivoor. Hy gaan gras eet. En dan sê hy die woorde. En die suigling speel by die gat van 'n adder. En die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Waarna verwys die woord? Hy verwys na 'n tyd waar daar geestelik teenwoordig is. Gaan jy nou Israel toe? Gaan jy na Jerusalem toe? Gaan jy na die berg Sion toe? Dan bevind jy in 'n oorlog. Jy bevind jou in 'n stryd tussen die Jode en die Palestynë.
Daar's nie vrede nie. En daarom is hierdie tyd, dat wanneer die Here gaan terugkeer op die Olyfberg, dan gaan daar 'n vredestydperk aanbreek. Jesaja 65 vers 25 leer dit ook vir ons. En daarom moet jy sien dat Jesaja 11 praat nie net oor sy eerste koms nie, dit praat ook oor sy tweede koms. En daarom as ek nou vanaand die vraag afvra, is dit 'n letterlike tyd of 'n geestelike tyd? Is dit baie duidelik, dat die 1000 jaar gaan 'n letterlike tyd wees. Dit is nie 'n geestelike tyd nie. En ek gaan dit vorentoe vir u beter verduidelik. En dan hoofstuk 21 tot 22 gaan oor die plek van ewigheid. Hebreërs 11 vers 10 sê vir ons, hy sê, want hy die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter was. Selfs die geloofsmanne in die Ou Testament was gefokus op die stad van God, wat deur God opgerig is. Die nuwe hemel en die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem. En dit is die inleiding vir die boek Openbaring vir sondeaande. Kom ons sluit dit. Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand net kan stil word. Dankie dat ons U kan aanbid. Dankie vir U woord wat dinge vir ons duidelik kom maak. Maar Here, kom leer ons, kom gee vir ons 'n hart om dit te verstaan. Kom gee vir ons 'n hart om dit in te neem. En kom gee vir ons die wysheid en die insig om die legkaart puzzles bymekaar te kan sit, sodat die legkaart gevorm kan word en dat ons die prentjie kan sien wat U vir ons kom gee het deur die boek Openbaring. Ons eer U, ons aanbid U, want U is goed vir ons. En daarom bid ek ook vir U seën vir hierdie week wat vir ons voorlê. Here, kom maak ons bewus van U nabyheid in ons lewens en U alleen word verheerlik. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van U wees en bly, soos ons dit altyd sê, totdat hy wie Jesus is, weer kom. Amen.